lewe sal begin leef wat U aan die kruis gesterf het vir ons, om vir ons te gee. Kom gebruik my mond vanaand, Here, en kom sê net wat U wil sê. Heilige Gees, kom werk in elke hart vanaand en maak daai saad lewendig. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. As julle wonder hoekom ons so kort gesing het, ons gaan na die tyd lekker in diepte gaan. Julle ken my, as ek kan worship, sal ek net die hele tyd worship. So, soos ek gesê het, welkom vir die wat ek nog nie gegroet het nie. Ons begin vanaand ons nuwe reeks, Written in Red, en ek is baie excited om te sien wat die Here in hierdie reeks gaan doen, in elkeen van ons harte. En vanaand gaan ek fokus op 2 gedeeltes in die boek van Johannes. En ek wil hê, voor ek begin met julle dink aan hierdie 2 gedeeltes as 'n muntstuk. Soos ons weet, 'n muntstuk lyk anders as wat hy voorlyk. Maar ons weet, al 2 hierdie dele maak die muntstuk. In ander woorde, al 2 hierdie dele maak dat die muntstuk gebruik kan word vir sy doel. So die eerste gedeelte is Johannes 15. Ons almal ken Johannes 15, daai beautiful gedeelte van die wingerdstok en die lote. En die gedeelte wat ek op wil fokus is Johannes 15 vers 5, waar Jesus sê, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Dis die een gedeelte. En nou die ander gedeelte sien ons in Johannes 10. Jesus said, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Al 2 in hierdie stukkie sien ons, daar's 'n pattern. Daar's 'n teaching van afhanklikheid. In Johannes 10 is dit die goeie herder. En ons weet, Jesus is ons goeie herder, en ons is afhanklik van hom vir lewe. Johannes 15, weet ons, hy sê dat hy is die wingerdstok, ons is die lote. Sodra ons, solank ons connected aan hom is daar lewe wat deur ons vloei. Afhanklikheid. En hierdie is 2 afsonderlike waarhede. Maar wat so mooi is van hierdie 2 waarhede, dit loop hand aan hand. Jy kan nie die een sonder die ander een kry nie. Jy kan nie 'n oorvloedige lewe sonder abiding nie. Want 'n oorvloedige lewe is die bron van abiding. Oorvloedige lewe is die vrug van abiding. En vanaand gaan ons bietjie in diepte gaan om te kyk wat dit beteken om 'n oorvloedige lewe te lewe. En ek wil by die begin en ons het dit nou net gelees in Johannes 15 vers 5. Jesus sê dat ons kan niks doen sonder hom nie. Hy het nie gekom en gesê, jy gaan bietjie minder effektief wees nie. Jy gaan miskien 20% van die werk kan doen nie. Hy het gesê, niks. You can do nothing apart from me. Maar in hom kom hier dieselfde Jesus in Johannes 10 vers 10 en hy sê, ek het gekom om vir julle lewe te gee. En nie net lewe nie, lewe in oorvloed. En dit maak my excited. En ek wil eerlikwaar, voor ek eers begin, ek het dit nou nie geskryf nie, maar ek wil 'n vraag vra. Wie van julle leef in hierdie oomblik in 'n lewe van oorvloed? Wie kan eerlikwaar jou hand nou opsteek en vir my sê, JD, ek leef in daai lewe van oorvloed? Of is ons besig om net te survive dag na dag? Is ons besig om te survive week na week? Wag vir die naweek, dan gaan ek okay wees. Want A.W. Tozer sê dit so. Jesus het gekom en gesê dat ons 'n lewe van oorvloed gaan hê. So in ander woorde het hy gejok. Kan Jesus jok? Nee, hy kan nie. A.W. sê dit so, hier is die probleem. The world is perishing for a lack of knowledge of God. And the church is famishing for a want of His presence. The world is perishing for a lack of knowledge of God. En vanaand gaan ons kyk, en ons gaan diep in gaan, en ons gaan begin kyk, hoe kan ons hierdie lewe van oorvloed begin lewe? Wat beteken 'n lewe van oorvloed?
En hoekom, JD, het jy gesê, dis soos 'n muntstuk? Hoekom praat jy oor abiding en hoekom dit by oorvloed uit? En ek wil hê dat as jy vanaand hier wegstap, dat jy moet begin besef dat 'n lewe van oorvloed 'n normale lewe is vir elke Christen. So nommer 1, kom ons kyk, Johannes 15 vers 5, hy sê, abide in me and I in him. Whoever abides in me and I in him, he is that bears much fruit. So daai woord abide is die Griekse woord meno, wat beteken om te bly, te woon, te rus, verblyf te maak. Dis letterlik die woord wat gebruik word wanneer iemand in 'n huis bly. So wat sê Jesus net in daai stukkie, net in daai woord? Hy sê vir ons dat ons nie 'n gas moet wees wat net nou en dan kom kuier nie, maar ons moet 'n inwoner wees wat ons huis binne in hom gemaak het. Daar's 'n verskil en is 'n baie groot verskil. Ek wil dit amper so verduidelik. Wie drink tee? Okay, julle paar. Wie van julle is daai mense wat die teesakkie in en uit die water dip? Paar van julle, okay. Wie van julle los die teesakkie in daai water en jy begin om 'n half drink? Ja, that's me too. Party mense dink dit is gross, maar is so lekker. So die rede hoekom ek dit sê, is baie Christene vandag is dippers. Sorry julle, ek het julle op die spot gesit. Die een oomblik is hulle by die kerk, en dan môre is hulle weer terug na hulle ou lewe toe. Die een oomblik lees hulle Bybel, en dan weer eers vir 4 weke. Die een oomblik kom hulle op Kersdag, kry 'n ervaring, weer terug na hulle ou lewe toe. Maar God, Jesus, in Johannes 15 het ons geroep, nie om dippers te wees nie. Ek sê nie jy moet jou tee anders drink nie. Voor jy my gooi met iets. Jesus het gekom om vir ons 'n lewe te gee van oorvloed, maar hy sê, kom abide in my. Kom maak jou woning in my, wees soos die teesakkie in die water wat besig is om te souk in daai water. En wanneer daai teesakkie souk in daai water, begin die water verander. Dis wat hy ons na toe roep. Want die enigste plek waar jy transformasie gaan plaasvind, is in sy presence. Is saam met hom. En die probleem vandag is, so baie mense soek die redding, maar hulle soek nie die verhouding nie. Hulle soek die seëninge en die blessings wat die Here so graag wil gee, maar hulle soek nie die bron van dit nie. Jesus sê, abide in me, and I in you. Kom maak jou tuiste binne in my, en ek voel in jou. Andrew Murray sê dit so, as jy 'n kans het, het 'n boek geskryf, Abide in Christ. Dit is 'n beautiful boek. Ek het omtrent die helfte van hom al gelees. Hy maak hierdie statement en sê, the whole Christian life depends on the clear consciousness of our union with Christ. Hoor hierdie woorde. Abiding in him is not a work we do, but a rest we enter. It is a rest that we enter. Dit is nie 'n plig nie, dit is 'n plek van rus. Dit gaan nie oor prestasie nie, dit gaan oor rus. Dit gaan oor tuiste. Wie van julle het al in 'n huis gesit en jy het 'n las op jou gevoel? Of het jy relaxed gevoel, rustig gevoel? Dis daai gevoel wat hy ons na toe roep. En om te abide beteken om, soos wat Johannes 15 vers 5 ons sê, om te lewe met die konstante bewusheid dat ons niks sonder Christus kan doen nie. Niks. En weet jy wat gebeur? In daai bewusheid, in daai afhanklikheid, is daar krag. Want weet jy wat sê die wêreld? Die wêreld sê afhanklikheid is gelyk aan swakheid. Maar in God se koninkryk, afhanklikheid is krag. So dis die een gedeelte. So kom ons kyk na die ander gedeelte. Wat beteken dit om 'n lewe van oorvloed te hê? Johannes 10 vers 10 sê Jesus, the thief does not come except to steal, to kill, to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So Jesus weet ons in hierdie stuk as die skaapwagter, en hy praat oor die skaapwagter en die dief, die goeie herder wat lewe kom bied en beskerming kom bied.
En die vyand wat sy taak eenvoudig is. Hy wil jou hoop doodmaak. Hy wil jou geloof vernietig. En hy wil jou wegkry van die goeie herder af. Maar Jesus sê, ek kom om lewe te gee. Nie kunsmatige lewe nie, nie oppervlakkige lewe nie, ware lewe. En nie net ware lewe nie, oorvloedige lewe. Nou daai Griekse woord is die woord perissos. Dis presies wat dit sê. Oorvloed, oorvloeiing, oor die rand vol. Ek het 'n prentjie hier agter gesit. As hulle nou raak kom, is julle okay daar agter? Dis okay. Daar's 'n prentjie van hierdie glas wat oorlopend is. In ander woorde, dis as jy 'n glas het en jy gooi water in en dit bly oorloop. Dis oorvloeiing. So in ander woorde, wat Jesus hier sê is, hy het nie gekom om vir jou lewe te gee van oorlewing nie, maar hy het vir jou lewe kom gee wat oorloop, oorlopend bly. Ons gaan nou by die betekenis kom. En ek dink baie van ons dink, as ons hoor oorlewing, oorvloed van lewe, dink ons dadelik aan geld en prosperity. Maar dis nie waar dit gaan nie. Daar's 'n sens van dit, maar dis nie die betekenis hier nie. En wanneer jy hierdie betekenis gaan verstaan, gaan jou hele lewe begin verander. So wanneer Christus se lewe deur ons vloei, hier's net 'n glims. Weet jy wat gebeur? Jy begin 'n ander atmosfeer dra. Jy het meer uit jou vermoë. Jy het meer vreugde, jy het meer joy, jy het meer energie elke liewe dag om dinge te doen. Jou hele lewe verander. En dit is nie 'n droom nie. Dit klink dalk vir party van julle soos 'n droom, maar is 'n belofte, want Jesus het gekom en hy het nie gesê, ek kom en ek gee vir jou lewe en miskien 'n lewe van oorvloed nie. Hy het gesê, ek kom en ek gee jou lewe en nie net 'n lewe nie, 'n lewe van oorvloed. Nou, daai lewe wil ek op fokus. Want ons moet kyk na wat daai woordjie beteken. Ons het nou gekyk wat beteken abundance. Maar wat beteken lewe? Want in die Nuwe Testament is daar 3 verskillende Griekse woorde wat gebruik word vir lewe. En elkeen van daai 3 woorde het 'n heeltemal ander betekenis. So kom ons kyk gaan daarna. Nommer 1 se woord wat ons kry is bios. Bios is net wat dit klink, soos wat dit klink. Ons biologiese lewe. Dis ons fisiese bestaan. Dis die lewe van dit wat jy kan sien, kan hoor, kan proe, kan voel. En baie mense vandag lewe volgens bios. Alles gaan oor besittings, alles gaan oor rykdom, alles gaan oor wat jy bymekaar kan maak. En ons is nie gemaak net vir 'n lewe van bios nie. Want dis dieselfde ou wat gaan en sy hele lewe lank werk vir die rykdom en al hierdie besittings bymekaar gemaak en op die einde van die dag vra hy vir homself, is dit al wat daar is? Want 'n bios lewe kan nie ware vervulling bring nie. En dan die tweede woord is zoeke. Weer ons 'n P voor dit, maar dis Grieks. Zoeke. En dis is ons sielslewe. Dit is waar ons woord siel vandaan kom. Psyche. Dis die wêreld van dinge wat jy kan dink, kan kies, en dit wat jy voel binne emosies. Dis jou sielswêreld. Nou kyk gou hoe mooi maak hierdie sin. Julle, dis hoekom ons moet in die Griekse woorde, ek weet jy hoef nie 'n Griekse scholar te raak nie, maar daar's soveel diepte in die woord van God. Baie bekende vers, ons het dit almal gehoor. Matthew 10 verse 39. He that findeth his life shall lose it, and he that loses his life for my sake shall find it. Daai life is soek hy life. So wat Jesus vir jou sê, hy wat sy begeertes, sy drome, sy emosies, sy denke vir my gee, en dit laat gaan vir my, gaan myne deur hom begin kry. Hoe meer maak dit nou nie sin nie? Soek hy life. En dan vat jy dit nou na Romeine 12 vers 2, bekende vers, be transformed by the renewing of your. Wanneer jou siel onder die leiding kom van die Gees, begin jou hele lewe, jou denke, jou emosies, kom in lyn met God se waarheid. En dan die laaste en die kragtigste woord, is Zoe. Dit beteken God se eie lewe. Die aard van die Skepper binne in jou. Ek gaan dit nog duideliker maak. Zoe is nie net om te bestaan nie, dis om in die volheid van God te lewe. Dis nie fisies nie, dis nie emosioneel nie, dis geestelik. En dis kragtig.
En dis die een wat ons kry hierso in Johannes 10 vers 10. Wanneer hy sê, I have come that they might have life, Zoe life, and that they might have it more abundantly. So wanneer jy tot geloof kom, plant God sy eie Zoe lewe, sy gees binne in jou. En daai Zoe lewe is hoe jy 'n lewe van oorvloed lewe. Is hoe jy 'n lewe wat blom. En 'n lewe in hemelse plekke gaan nou uitkom. So wat beteken dit prakties? Want ons moet verstaan wat dit beteken vir ons in ons daaglikse lewens. So hoe werk hierdie? So ek gaan twee goed fokus oor hierdie abundant life. Nommer 1 is 'n lewe van geestelike volheid. Abundant life, wat ons moet verstaan van die begin af, is nie dat God jou ou lewe beter gemaak het nie. Jy het heeltemal nie geraak. Jy's 'n new creation. 2 Korintiërs 5:17 sê dit so mooi. Those that have come to Christ, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. All things have become new. Jy sien net 'n beter weergawe nie. Jy is heeltemal niet. Iets het bonatuurlik gebeur, toe jy tot geloof gekom het in Jesus, het God gekom, die God van eternity. Kom ek maak het, ek gaan dit nou heeltemal omvergooi, ek weet nie hoekom ek hierdie sê nie, maar ek wil hê julle moet besef, wat het God kom doen. Ek gaan 'n statement maak. God is nie in eternity nie. Eternity is in God. En daai selfe God het gekies om in jou te kom lewe. Jou tempel as sy huis gemaak. Dink net vir 'n week of 2 weke, net aan daai gedagte, dan kyk jy bietjie wat gebeur. Jou brein gaan breek. Mens sien toe jy tot geloof gekom het, het nie net vergifnis van ons sondes gekry nie, nee. Ons het 'n nuwe posisie ontvang, 'n nuwe identiteit. Julle en hier's waar die krag begin. Want wanneer jy besef waar jou nuwe posisie is, verander dit jou hele lewe. Wat is die nuwe posisie? Paulus, 2 vers 6. Efesiërs 2 vers 6, skryf Paulus. Paulus het dit geskryf. Hy het ons saam met Christus opgewek en saam met hom laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Nie eendag wanneer jy doodgaan nie. Nou, op die aarde. You are seated in heavenly places. Nou wat beteken dit? Wanneer hy jou sien hy jou nie meer as die persoon wie jy was nie. Hy sien jou in Christus, heilig, regverdig en aanvaar. Regverdigheid het ons gekyk na, God sien jou asof jy nog nooit gesondig het nie, en volmaak gehoorsaam is. Nie wat jy gedoen het nie, nie jou eie prestasies nie, maar dit wat Christus gedoen het vir jou. Is jy gekleed in sy geregtigheid. En die nuwe posisie, so wat beteken dit? In hierdie vers sien ons een van die beautifulste examples van iemand wat besig om te lewe in 'n lewe van oorvloed. Want toe Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 6, dat hy seated is in heavenly places, moet ons verstaan, hy het dit nie geskryf in die leksheid van sy kantoor nie. Hy het dit nie geskryf terwyl hy op 'n tanbed sit met 'n lekker cocktail nie. Hy het dit geskryf terwyl hy in die tronk gesit het. En een van die slegste omstandighede om in te wees in daai tyd. En dan kyk jy na Paulus se lewe. Dan kyk jy na die epistels wat hy geskryf het, en meeste van die epistels wat hy geskryf het, was in die tronk gewees. Maar dan skryf hy oor dinge soos joy, oor vrede, oor vergifnis, oor liefde, oor heavenly places. In Acts 16 sien ons hy en Silas sit in die tronk en hulle begin lofliedere sing aan die Here. Dan moet jy jouself die vraag vra, hoe kan 'n ou in die slegste omstandighede wees wat hy kan wees fisies, en praat oor joy, praat oor liefde, praat oor hemelse plekke. Wat het hy besef wat ons heeltemal mis het? Jy sien, Paulus het besef dat sy omstandigheid nie sy posisie affekteer nie.
Hy het besef dat hy kan in die moeilikste plek fisies wees, maar sy hart is in hemelse plekke. Sy gees is vry. Ek raak excited. A.W. Tozer sê, the spirit-filled life is not a special deluxe edition of Christianity. Hierdie beteken nie, dit is net vir die A-team Christene by mekaar gesit nie, julle kan oorvloed, ek is okay, ek gaan maar net aangaan soos wat ek aangaan. Dis die normale lewe wat Jesus gekom het om vir ons te kom gee, om 'n lewe van oorvloed te lewe. Maar hoekom doen ons nie? Want baie Christene, hier is die ding, baie Christene weet waaruit hulle gered is. Maar so min van ons weet die volheid waarin ons gered is. As ek nou vir jou vra om 'n lysie vir my te maak en vir my te sê wat God jou uitgered het, sal ons elkeen 'n lysie kan maak. Maar kom vertel my wat die volheid is wat God jou ingered het, gaan nou 'n lysie korter wees. En dis waar die gebrek aan kennis kom. Want as jy besef waar jy nou sit, waar jy nou is in Christus, gaan jy heeltemal begin anders kyk oor wat gebeur om jou. En dit bring my na die punt nommer 2 toe. A abundant life is 'n lewe van innerlike vryheid en innerlike vrede. Abundant life beteken nie, asseblief hoor my mooi, ek sê nie dat jy 'n lewe gaan lewe sonder pyn nie. Jy gaan nie 'n gemaklike lewe nie, jy gaan nie 'n easy breezy lewe, dis nie wat ek sê nie. Jesus het nooit gekom om vir ons 'n probleemlose lewe te kom gee nie. Maar weet jy wat het hy kom beloof? Sy teenwoordigheid in elke liewe omstandigheid. En as gevolg van dit kan jy deur die slegste storm gaan, deur die ergste trial and tribulation en daar kan vrede wees binne in jou. As gevolg van dit kan jy deur 'n tydperk van trane gaan, maar daar kan hoop wees. As gevolg van dit kan jy deur 'n tydperk van verlies gaan, maar ons hierdie oorwinning binne in jou, hierdie joy, wat mense gaan laat dink jy is mal, maar is die lewe van oorvloed. Oorvloed gaan nie oor gemak en geld nie, oorvloed gaan om te lewe met vrede, met vreugde, met doel, met vervulling in hom. En dit verander jou hele lewe. Ek het 'n boek gelees, klein boekie. As jy jouself 'n guns wil doen, gaan koop daai boekie. Brother Lawrence, Practicing the Presence of God. Hierdie ou was 'n ou wat in 'n kitchen gewerk het. Hy het dishes gewas en hy het die vloere geskop en al die werk gedoen wat niemand wil doen nie. Maar mense het van heinde en verre gekom om te kyk hoe hierdie ou besig is om skorrelgoed te was en vloere te was. Hoekom? Want hy het 'n ander atmosfeer gedra. Hy het geweet dalk hierdie is sy werk, maar in sy gees sit hy saam met Jesus in hemelse plekke. En dit het alles beïnvloed wat hy doen. Julle, ons moet besef dat toe jy tot geloof gekom het, het iets anders gebeur. Ons is nou atmosfeerdraers vir die Here. Okay, dit is oorvloedige lewe. So wat is die connection tussen abidings en abundance? Ek wil dit amper so sê, as Jesus sê, abide in me, is dit die voorwaarde. En as Jesus sê, life of abundance, is dit die resultaat. As gevolg van die voorwaarde. Terug na die prentjie in Johannes 15. Jesus praat oor die wingerdstok en die lote. Die tak wat in die wingerdstok is, kan nie sonder die sap gaan nie. In ander woorde, jy kan nie 'n oorvloedige lewe as jy nie abide in die source van lewe nie. Dit maak nie sin nie. Ek wil dit amper so sê, abiding is the root, abundance is the fruit. Dink aan 'n fontein. Ek sit daar by die huis en ek kyk na die fontein. En die Here kom wys my dat elke fontein kort 'n pompie. Behalwe in die ou dae. Maar dan kom die water bo uitgespuit. Is die prentjie daar. En elkeen van hierdie vlakke word aangeraak deur daai vloei wat van bo af kom. En as gevolg van die water wat die heeltyd beweeg, bly die water lewendig. Sodra daai vloei ophou,
begin daar bakterieë inkom, alge inkom, dit droog uit. Maar as gevolg van die vloei wat die hele tyd loop, is al 3 daai vlakke lewendig. Jerry, wat wil jy sê? As ons toelaat, dat sy lewe deur ons vloei, as ons abide by hom, gaan hy begin, en elke deel van ons begin vloei. Ons siel, ons gees, en ons liggaam, gaan lewendig begin raak, as gevolg van sy presence in ons lewens. En alles om ons gaan verander, as gevolg van die oorvloeiing van ons lewens. Maar soos ons weet, is daar soveel hindernisse, wat ons wil weghou van hierdie abiding. En ek wil net 4 vinnig noem. Nommer 1, grootste een, selfgenoegsaamheid. Waar jy hierdie sens het, dat jy 'n Christelike lewe kan lewe sonder Christus. Julle, dit maak nie sin nie. Al Christus uit daai dinge, dit is lewe. Jy kan nie 'n Christelike lewe lewe sonder Christus nie. Dis soos die tak wat vir die wingerdstok sê, hoor jy, ek het genoeg sap, ek dink ek gaan my eie rigting. This is not gonna happen. Na rukkie is daarin droog en dood. So selfgenoegsaamheid droog ons uit. Ons is nie gemaak vir dit, ons is gemaak om verbind te wees aan die source, Jesus. Tweede ding is ongehoorsaamheid. Jesus sê, Johannes 15 vers 2, If you keep my commandments, you will abide in my love. Ek wil dit so sê, ongehoorsaamheid knoop die vloei af. En ek gaan verduidelik wat ek sê, so, weet al met 'n tuinslang gewerk. Paar van julle, nie baie nie, okay. Meeste van julle sal weet, wanneer julle nou lekker tuin nat maak, en loop, of wat ook al jy nat spuit, dan iewes skielik is daar nie meer water nie. En as jy kyk, en dan nou, aan die ander kant is daar nou 'n knoop. En dan doen so baie van ons in ons wysheid, in daai oomblik, doen ons die beste ding wat ons kan doen. Alhoewel ons het al 50 keer probeer het en geweet het, dit werk nie, dan moet ons nou al die pad terugstap en die knoop gaan losmaak en dan die vloei weer deurkom. Okay? Nou, dit is ongehoorsaamheid. Wanneer jy lewe in hierdie doelbewus sonde, dis nie dat God sy liefde onttrek het of die vloei gestop het nie, die vloei is daar, maar is ons wat ons fokus op iets anders gaan sit het. En weet jy wat die Vader hart? Die oomblik wat jy terugdraai na hom toe, maak hy knoop los en die vloei herstel. Dis die Vader hart. Want hy is daar. He hasn't gone away. Hy wag net vir jou om terug te draai en te fokus op hom. Derde ding is afleiding. Ons lewe in 'n besige wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar alles gaan van die een taak na die volgende taak, die een projek na die volgende projek, die een werk na die volgende werk, en dan wonder so baie van ons hoekom ons siel so moeg is. En dan wat die wêreld kom doen, en hy doen dit so goed. Hy kom bied al hierdie goed, wat hy as rus beskryf. En dan vat jy daai goed, en dan is jy net nog leer, as wat jy was voor dit. Want die enigste plek waar jy rus kan vind, is by hom. Matteus 11, vers 28, Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. I will give you rest. Jesus het nie gesê, I and these things will give you rest nie. Hy is rus. Abiding vra vir stilte tyd. Abiding vra vir tyd in sy teenwoordigheid, sonder 'n agenda. En in daai tyd, beleef jy ware rus. Ons kan nie sonder dit lewe nie. Andersins gaan jy elke liewe keer droog, leeg, opeindig, net soos 'n tak, wat sonder die wingerdstok lewe. Laaste een is ongeloof. Ek wil dit nie ongeloof rarig noem, ek wil dit noem hastigheid. Want hier kom party van ons, en dan soos, okay, ek gaan nou abide, ek gaan nou tyd spandeer met die Here, so ek gaan nou tyd een kant sit, en daar gaan ek. 2 weke gaan verby, ek het niks ervaar nie. 2 weke verby, niks grand het gebeur nie. Die mense jok vir my, hierdie werk nie. En dan hou ons op. Julle, daar's 'n kragtige woord wat ons moet hoor. En dis die woord wag. Wait upon the Lord.
Want weet jy wat sê wag vir hom? Wag sê vir die Here, Here, U is waardig vir my tyd. U is waardig om opgewag te word. En ek weet nie van julle nie, maar ek dink hy is 100%. Waiting equals love. Dit wys vir hom dat jy lief genoeg vir hom is om op hom te wag. So wat is die doel? Soos ek vir julle gesê het, die coin, elke muntstuk wat ons het 'n doel. Wat is die doel van 'n lewe van abiding wat lei na 'n lewe van oorvloed? Ons lees dit hier, Johannes 15 vers 8. Sê Jesus, by this my Father is glorified. By what? That you bear much fruit. Die vrug gee glorie aan God. So kom ons kyk bietjie, wat is vrug? Kom ons maak dit super maklik. Nommer 1, wat is die eerste ding wat jy agterkom van vrug? Jy kan dit sien. Wie het al 'n invisible vrug gesien? Bestaan nie, né? Jy sien dit. So wanneer jy vrug begin dra, hoor gou hierdie asseblief, wat begin gebeur in jou, is jy begin 'n natuurlike manifestering raak van Jesus op hierdie aarde, wat besig is om deur jou lewe gereflekteer te word. Dink net geraan. Jy begin 'n lewendige manifestering raak van Jesus. Jy is nie Jesus nie, jy raak 'n refleksie van hom op hierdie aarde. En ander mense begin dit raak sien. Ander mense begin aangetrek word na jou toe, nie oor hoe great jy is nie, maar omdat jy doen wat nommer 2 nou sê. Vrug reflekteer altyd die source. 'n Appelboom het altyd appels. 'n Lemoenboom het altyd lemoene. En as gevolg van dat jy connected is aan die Here en abide met hom, wat gebeur binne in jou? Sy lewe word reproduced binne in jou. En jy begin dit uitleef. Sy gedagtes, sy aksies, sy manier van dink en dinge doen en liefde vloei uit jou uit. Yes, ek hoop julle verstaan dit. Dit gaan nie oor hard werk nie, dit gaan nie oor om te strive nie. Wie het al 'n appel gesien sweet? Of grunt van hoe hard hy probeer groei, soos, nee, dit het jy al ooit verby 'n appelboom gehoor en appels hoor skree? It doesn't work. Maar hy groei, want hy's connected aan die source. En omdat hy connected aan die sources, is hy besig om natuurlik die natuur van die boom te reflekteer. En dan vrug is aantreklik. Ek sê vir hulle, Jesus is lief vir jou. Vrug is aantreklik. Jy sien nooit 'n vrug homself eet en sê hy vrot is nie. 'n Vrot vrug eet homself elke liewe keer. Maar vrug, as daar 'n bak vars vrugteslaai voor jou sit, gaan jou mond water. Jy gaan van dit wil eet, want dit lyk delicious. Wil jy weet of jy groei in intimasie met die Here? Vra jouself die vraag, is daar mense wat 'n byt uit jou lewe uit wil vat? Is daar mense wat soos jy wil wees? Weer eens nie oor hoe great jy is nie, of hoe fantasties jy is nie, omdat hulle begin sien die source wat jy besig is om te reflekteer. Hulle sien Jesus deur jou en in jou. En dit trek hulle aan. Ek is nou so vurig. Okay, dit lyk ook nie so nie. I'm trying to breathe. Jy sien, geestelike groei gaan nie oor jou comparison met ander Christene nie. Geestelike groei is gebaseer op, is jy besig om Jesus te reflekteer? En 'n lewe wat Jesus reflekteer, is 'n lewe van oorvloed. Ware vrug, weet jy wat doen ware vrug? Ware vrug vermenigvuldig. En as gevolg van daai vermenigvuldiging, is dit besig om ander mense se lewens aan te raak. Dis soos 'n saad wat val op die grond, dit ontkiem en dan iewes skielik is daar 'n nuwe lewe. Elke keer wat jy dien,
elke keer wat jy lief het, elke keer wat jy gee, elke keer wat jy glo in die moeilikste omstandigheid en geloof bou, glorify jy die Vader. En nie net dit nie, ander mense begin Jesus sien deur jou, en hulle lewens word aangeraak. Want jy kan iemand sien deur die slegste omstandighede gaan, wat moed hou, wat joy het, en dan vra jy vir jouself, wat gaan aan met hierdie ou? Want ons 'n lig wat in sy gesig skyn, ons 'n vrede in sy hart, en ons 'n atmosfeer wat hy dra, wat ek wil weet, waar kom dit vandaan? En dan raak jy soos wat Connor gesê het die naweek, you become a walking evidence of the gospel. Jou lewe raak 'n loflied. 'n evidence sonder mic. Jy reageer nie meer op die wêreld nie, maar jy reflekteer die hemel in hierdie wêreld. En hierdie vrug, hierdie lewe lyk so. Dis vrug van geloof in krisisse. Dis vrug van liefde in konflik. Dis vrug van nederigheid in sukses. Dis vrug van vrede in storms. Dis vrug van wysheid in besluite. Oorvloedige lewe, hier is dit, abiding, lei na oorvloedige lewe. Oorvloedige lewe lei na oorvloedige vrug. Oorvloedige vrug verander ander mense om jou. Kom julle agter dat in hierdie hele ding, dat is daar enigstens waar jy hart moes werk? Of is jy net besig om die hele tyd die natuur van die boom, van die source te reflekteer? Dis wat abiding is. Om die plek te enter van rus, en vanuit daai rus uit te leef. Gaan lees die hele boek van Efesiërs. Dit gaan oor om in die rus in te kom, uit daai rus uit, in daai rus te sit, uit daai rus uit te loop, en standvastig te wees in daai rus. Alles gebeur uit daai nuwe posisie uit. Ek is amper klaar julle. Ek weet is 'n lang een. Ek het hierdie ding bymekaar gesit en ek soos my vrou, die mense gaan my gooi met iets. Want dit was eers by 25 blaaie en toe kry ek dit nou 18 blaaie en ek is nou by 16 blaaie. It's the best I could do. Ek was net soos Here, ek kan nie nog iets uithaal nie. So, kom ons kyk. Ek gaan vinnig deur die volgende gedeeltes gaan. So, hoe lyk oorvloedige vrug in ons elke dag se lewens? Ons maak dit maklik. In jou huwelik tree jy op nie meer met trots nie, maar met nederigheid, met liefde, as gevolg van sy liefde wat deur jou vloei. By jou werk, werk jy nie meer uit hierdie onrespek en valsheid nie, jy werk met excellency en integriteit en respek, want nou besef jy werk nie vir jouself nie vir die werknemer nie, maar jy werk vir hom. Wanneer jy deur 'n uitdaging gaan, deur 'n storm gaan, hou jy vas aan geloof, want jy het nou agtergekom, die storm kan nie jou omstandighede verander nie, maar jou nuwe posisie in Christus verander jou in jou omstandighede. In jou bediening is nie meer plig en werk nie. Dis 'n oorloping as gevolg van die connection aan Jesus. Abiding in Christus bring nie net lewe nie. Dit bring 'n lewe van oorvloed. 'n Lewe van oorvloed wat ander mense inspireer, opbou en reguit lei na Jesus toe. So my vraag aan jou is, en ek dink julle het teen geweer dit kom, is jy besig om te abide? Is jy besig om tyd te spandeer in sy teenwoordigheid? Of is al in jou wêreld, ek is te besig? Is dit, hoe kan ek abide as dinge so moeilik is en so besig is? Ek kry nie tyd nie. My vraag aan jou is, hoe kan jy nie? Want as jy op die oomblik leeg en moeg en op 'n donker plek voel, hoekom is jy nie besig om te abide nie? Ek minimize nie jou gevoelens, asseblief hoor my.
Want die enigste plek waar jy vrede kan kry, rus kan kry, en deur daai omstandighede kan werk, is by hom. Nowhere else. By hom. En ek wil dit so maklik maak as moontlik vir julle. So, ek het prakties net 5 punte neergeskryf, en ek gaan vinnig deur dit gaan. Ek hoor baie mense sê, ons gaan die vliegtuig tot landing toe bring. En ons gaan die vliegtuig nou tot landing toe bring. Ons gaan die trein terugbring na die stasie toe. Ons gaan die kar terugbring in die garage. So nommer 1. Okay. Begin elke dag deur te fokus op hom. Baie mense sal sê, maar dit is tradisie, dit is 'n ritual. Nee, dit is 'n fokus. Jy begin jou dag reg met jou fokus op hom. En jy raak bewus van hoe naby hy actually is. En dan wat jy doen, nommer 2, is jy vat hom saam met jou waar ook al jy gaan. Wees soos Moses wat sê, Here, in Eksodus 33, as u nie saamkom nie, wil ek nie gaan nie. Don't take us up from here, if your presence don't come with us. Vat hom saam met jou. 'n Gebedslewe, dis hoe jy 'n gebedslewe wat sonder ophou is. Jy vat hom saam met jou na jou werk toe, na die garage toe, na Checkers toe, na jou familie toe, en jy gesels met hom all the way. Dalk nie altyd hardop nie, mense gaan dink jy's mal, maar hy's hier, jy gesels met hom. Here, dankie dat U is, dankie vir die seëninge, dankie dat ek hier kan wees waar ek nou is. Help my om te besef of ek enigiets hier vir U kan doen. 'n Gewone conversation. Julle, 'n ding wat julle moet besef is, dit gaan nie oor hierdie formele gebed nie. Kan jy dink, ek doen dit met my vrou? Kan jy dink, ek praat net 1 keer 'n week met haar? Hoe diep gaan hierdie verhouding wees? Of ek praat 1 keer 'n dag met haar, maar is 'n formele, geagte vrou. Hoe wonderbaarlik het ons weer vandag saam wakker geword. Jou diepe snor gisteraand het my nie eens wakker gehou nie. Maar jou liefde en my liefde vir jou blom net nog meer. Praat weer môre. Hoe gaan dit lyk? Vir die eerste 2 weke gaan sy dink dis die oulikste ding ooit. Maar hou dit aan vir maande. It's never gonna last. Daar's nie diepte nie. Dit bly oppervlakkig. Wanneer jy bid met hom, dis hoe jy bewus raak van sy teenwoordigheid, en sy teenwoordigheid saam met jou dra elke liewe dag deur die heeltyd met hom te gesels. Want hy's daar. As jy voel hy's nie daar nie, is dit jy wat gefokus het op iets anders. Dan bring jy weer jou fokus terug op hom en jy praat saam met hom. Here, kom saam met my. Dankie dat U hier is. Dankie dat ek in jou is en jy in my is. En dan die derde ding. Sy woord moet ons lewendige en daaglikse brood wees. And Andrew Murray sê in nou selfe boek sê die volgende: The word of God is the sap of the vine. The more the word dwells in you, the richer will be the flow of his life through you. Die skrif is wat waarheid bring na leuns. Die skrif is die woord van God wat lewe bring in jou en vloei in jou. En jou denke begin verander, die manier wat jy sien, die manier wat jy dink, die manier wat jy praat, die manier wat jy lewe. En weet jy wat dan gebeur? Johannes 15 vers 7. If you abide in me and my word abides in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Hoekom? Want as gevolg van sy woord wat nou binne in jou woon, is elke gedagte, elke woord klaar in lyn met die Vader se hart. En wat ook al jy vra, gee hy vir jou. As jy 'n kragtige gebedslewe wil hê, gaan abide in sy woord. Een ding wat ek wil oor die woord sê, ons moet besef dat die woord van God nie 'n ding is van kennisversameling nie. Dit gaan oor gemeenskap met 'n lewendige God. Want daai boek is die enigste boek in geskiedenis dat wanneer jy dit oopmaak, daag die skrywer elke keer op. Every single time. Om dit vir jou te kom reveal. Heilige Gees. Vierde ding, dien ander uit oorvloed. Die geheim van oorvloed is dit om nie vir jouself te hou nie, dis om dit uit te deel. Freely you receive, now freely you give. It is more blessed to give
than to receive. Dis soos die water wat stol, wat doodgaan, wat stil is en bakterieë kom. Maar sodra jy bly uitgee, bly liefde gee, bly dien, bly na mense toe gaan en vir hulle bid en gee, hou jy die stroom lewendig binne in jou. En daai stroom raak net al hoe sterker en sterker en sterker vir Jesus om deur jou te vloei. Want die vrug is nie vir ons nie. Die vrug is om te minister aan ander mense. Selfs met die gifts. It's to minister to the church. So ons moet uitgee. Die laaste een, baie oor gepraat, leef in dankbaarheid. Dit is maklik, julle dankbaarheid hou die deur na jou hart oop. 'n Dankbare hart hou die vloei aan die gang. 'n dankbare hart sien Jesus in elke omstandighede en weet dat hy saam met hom sit, bo elke omstandigheid. Want hy weet klaar wat hy ontvang het in Christus. Dankbaarheid is soos suurstof vir die geestelike siel. Ek wil afsluit met 'n prentjie. Band, julle kan ons lank opkom. Dink aan 'n beker onder 'n kraan. Solank as wat daai beker onder daai vloei van daai kraan is daar lewe. Is hy vol. En nie net vol nie, maar oorlopend. Maar vat daai beker weg, 'n paar dae later, is daar nie meer water oor nie. Dis nie dat die vloei opgehou het nie, die kraan loop, God se lewe loop. Maar as ons wat weggeskuif het van die bron af, as gevolg van hindernisse. Maar hy roep ons terug na daai nabyheid. Hy roep ons terug na hom toe, om terug te kom en te abide, en weer terug onder daai kraan te kom, sodat hy ons lewens kan volmaak, en nie net volmaak nie, oorvloeiend volmaak. Dat dit in ander mense se lewens begin invloei. As jy 'n lewe van oorvloed wil lewe, He is the way. Spandeer tyd met hom. Sacrifice wat jy moet sacrifice. Gee die tyd op wat jy moet opgee. En gaan na hom toe. Ons probeer dit overcomplicate. Hy het vir ons gesê, abide in me, and I will in you. Draw near to me, and I will to you. Hy wag met oop arms vir jou, net om te besef hoe naby jy werklik is aan hom. En hoe naby hy is aan jou. Ons ou wat gesê het by Witness, is letterlik, toe jy na geloof gekom het in Here, was daar drag marks gewees agter jou. Hoe hy jou gedrag het om na hom toe te kom. Selfs wanneer jy na hom toe kom, is dit nie uit jou eie krag uit nie. Dis hy wat jou drag om terug te kom, want hy weet jy kan nie sonder hom nie. Dis die goeie Vader wat ons het, julle. Hy het gekies om in jou te kom woon. En het gekies om vir jou 'n lewe van oorvloed te gee. En is tyd dat ons as Christene begin opstaan en daai atmosfeer dra wat hy gebring het om vir ons te dra. Binne in ons en deur ons. So ons gaan nou in 'n tyd van aanbidding ingaan. En ek wil wat jy ook al hier gehoor het en wat jou getref het, en waar ook al jy is op hierdie oomblik, wil ek hê dat jy dit nou moet neerlê en na hom toe moet gaan, want ek voel hy wil minister spesifiek met elkeen van julle op 'n individuele manier. Want dis wie hy is. Hy kan goed doen wat my woorde, enige persoon op hierdie aarde se woorde nie kan doen nie. Want dis wie hy is. In hierdie tyd van aanbidding, moenie net die woorde sê nie. Moenie net die woorde sing nie. Sien hom voor jou. Imagine hom voor jou staan en sing hierdie woorde asof hy hier reg voor jou staan. En allow hom om net bietjie tyd